Geliefdes, goeie dag. Ons leer baie by Laodicea gemeente wat die Here van sy kerk wil hê. Ons sien dat in hulle selfvoldaanheid die Here eintlik vir hulle sê, maar julle het 'n geestelike arrogansie en julle weet nie eers dat julle 'n klomp dinge is nie, arm, blind, kaal, naak, klomp sulke goed. En dan kom praat hy vandag verder met hulle. En dit gaan daaroor dat hy die woord gebruik, julle is beklaanswaardig. Die woord beklaanswaardig in die Grieks is weer saamgestel uit twee konsepte uit. Die een is verdriet, soos in hartseer, Engels miskien misery, en aan die ander kant bejammering. So wat hy vir hulle kom sê is, julle is regtig verdrietig. Julle is nie in 'n goeie toestand nie. Hoekom nie? Want hulle het hierdie selfvoldaanheid. Hulle dink almal kan by hulle iets kom leer. Hulle het alle wysheid in pag. En hulle is nie bereid om te gaan bakkant staan voor die lewende God, vir die lewe wat hulle leef nie. En dis maar hulle probleem, hulle leef te lekker, dit is te gemaklik waar hulle is. Hulle dink te veel van hulle self. En ek dink onwillekeurig aan Paulus, wanneer hy ons kom leer oor hoe die lewe is en wat beteken dit om Christus in jou lewe hier en nou te hê. Hy skryf in 1 Korintiërs 15, wanneer hy met die gemeente in Korinthe praat oor die lewe hier en nou, in vers 19, as ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. So, dis 'n groot woord. Die bejammerenswaardigste van alle mense. Volgens Paulus is jy die bejammerenswaardigste van alle mense wanneer Christus vir jou net hier en nou sin maak. Ons weet mos, jou hier en nou kan nie sin maak sonder Christus nie. Ons weet mos dat ons van hom afhanklik is vir alles wat ons het, alles wat ons nodig het, alles wat ons wil hê. En daarom gaan ons daagliks in gebed na God toe, gaan ons daagliks in die naam van Jesus Christus en ons bid. Soos Jesus ons ook geleer het, dat ons moet bid vir ons daaglikse brood. Ons bid in ons daaglikse moeilikheid. Ons bid in ons daaglikse dankbaar wees. Maar nou kom hier 'n deeltjie by. Wanneer Paulus vir hierdie mense sê, wat so daagliks besig is met die opgestane Christus, wat wonderlik is, dan sê vir hulle, onthou net, as ons net vir hierdie lewe ons hoop op hom stel, is ons bejammerenswaardig. Selfde konsep as beklaanswaardig, die toestand waarin Laodicea verkeer. Laodicea gemeente dink hulle leef gelowig. Dink hulle is sterk in hulle geloof, dink hulle is suksesvol in hulle geloof, want hulle hier en nou is lekker. Maar hulle het nie 'n toekomsvisie nie. Hulle kyk nie vorentoe nie, hulle kyk nie op nie. En hulle stel nie Christus as hulle ankerpunt, hulle vaste punt, hulle fokus vir die toekoms nie. Dis een ding om hier en nou bly te wees en dankbaar te wees oor wat jy het in Christus, wie jy is in Christus. Dis 'n ander ding. Om te weet, maar hy is ook jou toekoms. Dink net weer wat sê Openbaring heeltyd oor Christus. Hy is die Alfa en die Omega. Hy is die een wat was, hy is die een wat is. Maar hy is ook die een, die enigste een in die toekoms. As hierdie lewe vir ons plat slaan en ons nader tot Christus vir hulp, vir vrede, vir leiding, is dit goed en is wonderlik, ons het geen ander hulp nie. Maar wanneer ons begin vrees vir die toekoms, dan raak ons bejammerenswaardig, beklaanswaardig, en dan vergeet ons wie of wat ons toekoms is. En dit is Christus. Mag ons as kerk in hierdie tyd waarin ons lewe werklik leer wat dit is om ons oë op te lig en te kyk na die toekoms en nie vas te kyk teen dit wat elke dag rondom is nie en ook nie weg te kruip in godsdiens
terwyl die realiteit besig is om te gebeur nie. Maar mag ons vir ons toekomstige lewe ons hoop volkome op Christus stel en met krag en met oortuiging soontoe lewe. Shalom.